hallo. Lekker om almal te sien. Rustig, dankie vir jou getuienis. Ons weet nooit wat kinders van gebeur wanneer ons met kinders werk. Ons was gister by 'n begrafnis in ons Bekassakerk, en van die jong mans wat daar tot bekering gekom het. En hy was jonk in daai dae en hy is 52 toe hy nou oorlede is. En maar ek het daar gestaan en kyk na die sonndagskoolkinders wat in die sonndagskool was, wat nou in die koor sing. En van hulle is getroue kinders van God. En waar het hulle dit alles geleer? In Linus se sonndagskool en alle dames se sonndagskool. So geweldig belangrik dat ons dit doen. Ek het ook 'n verhaal van 'n sendingpaartjie wat toegaan het op 'n touwel uit Swede uit. En hulle het by die dorpie gaan probeer werk, maar die hoof van die dorp wou nie toelaat dat hulle in die dorp kom nie, toe moes hulle buite hou hulle huisie bou. Maar hulle het uiteindelik vriende geword met 'n klein swart seentjie, klein hondmannetjie, wat vir hulle eiers gebring het eenmal 'n week. En die vrou het die seentjie getuig en vertel van Jesus. Wel, het was nie lank daarna nie, sy swanger, die geboorte plaasgevind, maar sy het gesterf net na die geboorte. Die man het nie geweet wat om te doen met die kind nie, so hy het weer teruggegaan na die hoofstad toe, en daar het hy 'n Sweedse paartjie gekry wat die kind toegevat het. En dat is uiteindelik Amerika toe, met in die baba, waar sy groot geword het, maar geweet het van haar Sweedse agtergrond. En eendag het iemand daar aangekom om te praat met hulle, en vertel dat daar 'n werk is, 'n toge wat baie interessant is, en hy gaan 'n man bring wat vir hulle kan gaan kom preek. Die man het opgedag. Weet jy wie wat man was? Die jong mannetjie wat die eiers gebring het. Hy het uiteindelik die pastoor geword en die biskop, as ek dit so kan noem, van die hele streek geword. Okay? Een klein seentjie wat die evangelie ontvang het van die vrou wat afgesterf het. Sy loop saam man, en as iemand belangstel, ek het die hele verhaal, ek kan dit vir jou stuur, is nie baie lank, mense het goed. Kort verhaal, maar hy is terug Swede toe, hy het opgegee op God, hy het gesê, as God so werk, dan hy nie vir hom die. Die dogter met die Here aangeneem, sy groot geword in Christenhuis. En sy het toe gegaan om te gaan kyk waar haar ma se graf was. En toe sy daar opdaag, sien sy hierdie pragtige graf wat geverf. En iemand het gevra, wie is jy eintlik? Toe sê sy, dit is my ma. Sy was soos 'n heldin behandel. Hulle kon nie genoeg vir haar doen, want sy was nie, haar ma was nie een wat die evangelie gebring. So, niks wat vir die Here gedoen word is verniet nie. Dit is altyd asseblief te onthou. Hierdie Bybeltjies wat uitgegee word, is nie verniet nie. Praktijkies uitgee, is nie verniet nie. Ons weet nooit wat die Here gaan doen met daai dingetjies. En daai seentjie, wie weet of hy nie sy ouers na Here eendag sal bly as gevolg daarvan. Pragtig, wonderlik. Lekker om saam met julle te wees, ons is bly en soos hier. Ek was vanoggend gisterand 'n bietjie bekommerd, kon onthou waar julle eintlik kerk aan moet gaan nie, want ons was so lank laas hier. En toe vanoggend het ons nog ry te probeer ons nou name onthou, daar was 'n altaar. Toe sê nee, dit is altaar. En toe het ek daar uitgekom, en so het ons maar aangegaan en ons is hier. Nadat ons 8 uur vanoggend uit die huis uit is, om julle te kom soek. En dis nie waar nie. Ons was 12 minute van die huis af, van die kerk af, my seun bly in Graafmiddag, en ons pas al rond op skool, ons daar geslaap en ons wil opstaan. Dankie vir julle ondersteuning, en dankie vir julle gebede en liefde vir ons. Ons waardeer dit baie, bid asseblief tog ernstig vir ons kerk eerstens. Ek het geskryf nou die dag, en julle het daar ons gebedbrief gelees, van die oorlog wat daar aangaan in Toetesville, is 'n bendeoorlog. En ons het in 'n maand en 'n half se tyd, was daar oor die 50 jong mense geskiet, kinders, jong mense. Hulle is Daniel se ouderdom, van hierdie bendelaikies. Nie 50 dood nie, 20 op die was dood, en die res is allemaal beseer. En ewe skielik het ek opgehou. Toe vraag ek hulle, wat gaan nou? Is daar nie skietery? Jy sê die hou allemaal
gearresteer. Hulle is nou in tronk. Sê maar, moenie bekommer nie, sê. Hulle is binne 'n week of 2 is hulle terug. Maar die magistraat moet wat gaan, want niemand sal getuig nie. Daar's niks bewys nie. Hulle kan nie eens weet jy, hulle werk so. Ek skiet. En dan kom een van die ander ons na my kant toe, dan gee ek vir hom die pistool, hy gaan daai kant toe, ek gaan daai kant toe. Hy gee weer die pistool vir sy girlfriend, sy gee dit weer vir 'n vriendin. Die tyd wat die polisie opkom om te soek vir hierdie ding, is hy nêrens te vind. So daar is geen bewyse nie. Hulle het weer 'n paar keer geskiet. En toe hoor ons daar's nie meer koels nie. Hulle het nou nie koels nie. Okay? Maar sal jy glo Vrydag aand het ons 'n mansgebed gehad, 7 uur in die kerk. En ek hoor die skoot, daar is reg in by ons. En ek sê vir hulle, dis 'n skoot wat afgegaan het. Nee, dis die kinders wat speel, sê hulle vir my. Toe ons uitgaan, toe sit verragtig waar. Een geskiet weg, oorkant ons kerk. In die rug geskiet. En nie dood nie, die ambulans het hom daar weggeneem. Maar ons is lewe in gevaarlike plekke. Okay? Luister, daar's mense wat na die Filippyne toe gaan en Indonesië toe gaan. Dis niks in vergelyking met Loetoson. Wie dink hulle gaan na wille plekke toe nie? Hierdie is die wille plekke waar mense Delft, van hierdie plekke, Mitchells Plain, hulle is ongelooflik gevaarlik, baie gevaarlik. Maar weet jy wat, die groot ding is, dat ons mense kan nie uitgaan. Ons moes die Bybelstudie vir 9 weke, ons moes die Bybelstudie kanseleer, want ons kan nie 'n kans vat dat iemand geskiet word op 'n Woensdag. Dieselfde op Sondagoggend. Hier ons ek dink op die gebedbrief gewys dat hulle deur ons sonnaskool klaskamers deur geskiet het. Ons die koelstatistiek daar opgetel. Ons mense, ons kan nie kans vat nie. Dit is so gevaarlik. So dit affekteer ons werk. En so bid asseblief tog vir dit. Bid ook vir die nuwe verkeerlinge. Ons het 'n paar mense wat die Here toe gelei. En vir die eerste keer was dit 'n paar mans ook betrokke. Een is baie getrokke. Maar die ander een, weet jy, sodra hulle gedoop is, van ons stadig maar seker dat hulle achteruit gaan. Kom hulle nie meer na hierdie dienste nie, En ons het hom nou vir 2 weke dan nie gesien weer nie. So hierdie mense, weet jy, ek verstaan nie, en ek sal het net 'n bietjie verduidelik, toe ek die Here aangeneem het, wou ek die Here dien. Ek verstaan nie hoe jy die Here aanneem, maar jy hoef niks goed te doen nie. En so ons sukkel met hierdie goed. Ons sukkel met mans. Sal jy glo dat die mans wat ons het, een kom uit North Pine uit. Hulle kom by ons uit. Een kom uit North Pine uit. Een kom uit Makassar uit. Een kom uit Eerste Rivier uit. En ons het nie mans van Loetoson nie. Daar's 3 of 4 mans wat is nie getrou nie. So bid asseblief tog, dis baie, vir my ek hanteer dit. Want ek weet al oor die jare, dit is maar kerkplant. Jy plant en dan kom mense, dan kom hulle nie, dan kom hulle, dit is volgende. Dan is die kerk vol, dan sê die vol nie. Maar vir Pieter, die pastoor wat dan oorgeneem het van ons, hy vra my nou, wat doen ek verkeerd? Hy sê, ek doen absoluut niks verkeerd. Doen net wat jy moet doen, dis al. Dis die mense wat verantwoordelik moet neem vir hulself, nie jy nie. So daar sê, dis wat ons familie betref. Ek dink julle het ons dogter gesien verlede week in Faith, julle weet wat my dogter is, speel klavier, my kleindogters is so 2 pragtige dogters daar, lyk baie na hulle oupa het hulle opgeneem. Kan hulle nie mis sien nie, miskyk nie. Ons pas nou die ander 2 is weg, Victoria Bay toe, en hulle is met hulle kinders daarheen. Nicholas is vanoggend in Egipte, en hy gaan vandag piramide kyk, en hy is in Cairo, en hy gedaan om kyk, dan kom hy weer môre. Môre terug nie, môre kom hy weer terug, en dan vlieg hy af na ons toe, volgende Woensdag, so dit gaan lekker wees om hom weer te sien. Almal is gesond, almal is vet en lelik, wat nie my self betref, die pyn is nog op dieselfde plek, en alles gaan reg. Maak jou Bybel oop asseblief tog, vriende. Ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk na die opstanding van Jesus. Verlede week het ons gekyk.
Maar ek wil julle 'n bietjie vanoggend kyk na die mense. Ons gaan in 1 Korintiërs asseblief tog hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons het verlede week gekyk na die opstanding van Jesus. Ek weet nie wat boodskap julle gehad het nie. By ons kerk het ons dit gedoen. En ons wil vanoggend 'n bietjie kyk na die mense wat vir die Here eers gesien het. En wat die invloed was op hulle lewens. En hoe dit ons lewens kan beïnvloed. En mag ek sê, hoe dit elke ware gelowige, laat ek dit beklemtoon, elke ware geredde gelowige persoon behoort dieselfde reaksies te hê as wat hierdie mense gehad het toe hulle die Here Jesus gesien het nadat hy opgestaan het. So ek lees hier so uit hoofstuk 15 van 1 Korintiërs. Paulus sê vir ons hierso: broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, dat ek ook ontvang het, of wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Cephas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslae het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my, as die ontydige gebore. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Hier gee Paulus vir ons 'n lys van mense wat ons gesien het, nadat hy opgestaan het uit die dood uit. En ons wil 'n bietjie daarna kyk. Ons gaan ook 'n paar ander name daar insit, want Paulus gee vir ons hierso 1 of 2 name hier, maar daar is anders wat hom ook gesien het, en ons gaan hulle almal kyk. Laat ek net weer eens beklemtoon wat die belangrikheid van Jesus se opstanding vir ons beteken. Dit is ongelooflik belangrik dat ons die opstanding verstaan, en weet jy wat leer dit ons? In die eerste plek leer dit vir ons en verseker vir ons dat Jesus nie net 'n profeet was. Onthou jy toe die apostels vra, wie sê mense is ek? O, goeie mens, dalk 'n profeet, 'n wonderwerker, wat ook al. Toe hy sê vir Petrus geantwoord namens hulle almal, U is die Christus. En dis wat hierdie hele ding vir ons vertel. Sy opstanding bewys dat hy die seun van God is. En dit is presies wie hy was. Ons weet ook dat die opstanding my verseker dat my sondes vergewe is. Paulus het geskryf, hy sê, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek het aan julle verkondig het. En hy praat 'n bietjie verder af in vers 3, wat ek het in die eerste plek aan julle oorgelewer, wat ek opvoer, dat Christus vir julle sondes gesterf het. Jy sien, dit gee my die versekering dat my sondes vergewe is, omdat hy gesterf het, maar ook opgestaan het. Luister, as hy net gesterf het, sou dit net een van ons gehelp het nie. Hy moes opstaan uit die dood. En dit is die sekerheid wat sê. En dan verseker dit vir my ook dat God se woord die waarheid is. Het jy opgelet wat Paulus sê? Dat hy ontvang het dat Jesus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. In ander woorde, die ou skrifte. Ek praat nie van hierdie skrifte nie. Onthou hierdie tyd was die Bybel nie geskryf nie. Hy praat van die Ou Testament wat al die voorbeelde gegee het en alles gegee het van Jesus se opstanding. En ek kan met vertroue hierdie boek lees en daarop staan, want dit is die waarheid, prys die Here. En so dit is wat dit vir ons doen. So ons wil volgende bietjie kyk na hierdie rekord van Jesus se opstandings en die reaksies wat ons daar gaan sien van die verskillende mense wat hom lewendig aanskou het.
En elkeen van hulle wat hom lewendig aanskou het, let op asseblief, was nooit ooit weer dieselfde. Dit het 'n geweldige verandering gemaak aan al hierdie mense. En ons moet 'n bietjie kyk na die gevolge van hulle ontmoeting, hoe hulle opgetree het, in hulle gedrag, en al hierdie dinge as gevolg van Jesus se opstaan. En hierdie dinge wat ons gaan sien, behoort kenmerke te wees in jou lewe en my lewe. Die kenmerke van mense wat werklik gered is. So kom ons hou net oor die gebed, dan gaan ons 'n bietjie kyk na 'n paar van die dimensies. Ek gaan jou vanoggend vra om 'n bietjie rond te blaai in jou Bybel, want ons wil 'n bietjie lees van elke geval. Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier is. Dankie vir hierdie groepie wat hier is. Vader, ons gee nie om hoeveel mense hier is. Ons weet dat 2 of 3 by mekaar is U hier by ons. En ons loof U daarvoor vanoggend. Ons is bly om die Bybel oop te maak vanoggend, Here, en ons is lief daarvoor. En ons vra dat U asseblief tog met ons praat, ons wys, ons leer deur hierdie hele gedeelte, want dit gaan ons verder help om te verstaan hoe belangrik die opstanding van ons Here is. En ons verder help met ons eie lewens en ons eie gedrag, soos ons vir U volg. So help vir die tweede asseblief tog, en gee vir ons alles wat ons nodig het vanoggend. En ons loof U vanoggend in Jesus naam. Amen. Wie sal met kom na Matteus 28, asseblief tog. Is daar iemand buite? Dis iemand wat in my kant raai. Roep hulle hier na toe. Ek het al voor dit vertel. Wanneer hulle in die hemel gaan kom, die eerste woorde wat Jesus gaan sê is welkom in Afrikaans. Hulle moet nie kom in die Afrikaans leer, want dan gaan hulle nooit weet wat daar gaan. Ek sê aanhoudend vir hulle dit. Ok, ons lees in 28, Matteus 28. Onthou asseblief tog, Matteus skryf. Hy skryf van Jesus as die koning. Dis die koningsopstanding hier. En hy sê vir ons daar, laat na die Sabbat, toe begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalene en die ander Maria om die graf te gaan kyk. Daar kom 'n groot aardbewing, by die engel van die Here uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gesit het. En dan vertel dit vir ons van sy gedaante. En dan sê die engel vir hulle, luister, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk hier na die plek waar die Here gelê het en gaan hastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het vir julle gesê, so terloops, let op asseblief tog. Die hele Paasfees gaan oor 2 dinge wees. As ek dit som vir julle. Hierdie ding, kom kyk en gaan vertel. Dis waaroor dit is. Kom kyk, die graf is leeg. Gaan vertel vir alles. Jesus het opgestaan. Prys die Here. Nou die gedeelte wat ek op wil konsentreer vanoggend. Hulle het hastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teen en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En hy sê vir hulle weer, moenie vrees nie. Let op asseblief tog. Van hierdie mense wat laaste Jesus se graf beskou het. Ek dink oor na hoofstuk 27 op my Bybel, is dit net hier langs taksel daar. Vers 55 van 7 sê vir ons, daar was baie vroue wat van ver af aanskou het hoe Jesus begrawe was, wat vir Jesus van Galilea af gevolg het om hom gedien het. Baie vroue. Nou, hier in hierdie gedeelte praat hy net van 2 mense, hy praat van 2 Marias. Lukas praat van 'n Salome wat daar koop saans. Johannes praat van so 'n klomp dames. Hy konsentreer hier op 2 van die dames. Ek dink Johannes is die een wat vir ons vertel dat dit net Maria Magdalene was. Nou daar kon verskillende verskynings wees. Onthou asseblief tog, die Bybel vertel ons nie alles wat gebeur het nie. Hy vertel ons alles wat God wil hê ons moet weet. As hy alles, wat het Paulus gesê? Of Johannes gesê, as alles
as alles gebeur het, neergeskryf was, sou die biblioteke van die wêreld nie alles kon hou. So, ons lees hier en ons moet tussen die lyntjies lees wat gebeur het. So hierdie vrouens kom, hulle wil Jesus weer gaan salf, en vertel vir ons ook in hoofstuk 27, hulle het huis toe gegaan, hulle die salfgoed reggemaak, dit was die Sabbat die volgende dag, so hulle kon nie gaan nie, maar die dag daarop, lees ons, hulle is vroeg by die graf, vroeg is hulle daar en hulle wag, en toe hulle aankom is die graf leeg, en hulle reaksie is ongelooflik, hulle hoor van die engel, gaan sê vir die disippels, en soos hulle weghaas, kom hulle Jesus teen. Mense, een mens kan net dink hoe dit moes gewees het. Maar let op as dit, ek dink die heel eerste wat begin is. Hulle het begin aanbid. En dit was 'n teken van hulle ontmoeting met hom. Hulle het hom aanbid. Waarom is ons hier vanoggend? Ons is hier om die Here te aanbid. Selfs hierdie woord is deel van Jesus met die gesange wat ons gesing. Die gebede is alles te doen met Jesus aanbid. En maar let op asseblief tog. Hulle val voor hom neer. Dit die Bybel sê nie dat hulle neergeval nie. Maar dit sê vir ons dat sy voete omhels. Hoe omhels jy iemand se voete as jy nie neergeval het nie? Hulle val neer en let op asseblief. Dis 'n teken in daardie dae van respek en eer. Toe 'n koning in jou teenwoordigheid gekom het jy neergeval en hom aanbid, so nie aanbid nie, maar hom so ere gegee. En dis wat hulle hier doen. Dis die eerste teken van iemand wat werklik die Here aanneem. Jy wil Jesus respekteer en eer. Ek weet van myself, ek wil nie meer vloek nie, ek wil nie meer godslastering gebruik nie. Ek het nie baie van Jesus geweet nie, maar ek wou hom eer op een of ander manier. En ons sien onmiddellik doen hierdie dames dit. Hulle eer en hulle respekteer hulle Here. Let op tweedens asseblief tog. Hulle gryp sy voete. Ek dink dit is 'n teken van liefde. Onthou, een van hulle het gekom en met trane het hulle sy voete gewas en met hulle hare afgevee, sy voete gesoen. Ek dink in daardie dae was dit ook geweldig belangrik dat die voete gesoen was van 'n geëerde persoon. En ons sien hier onmiddellik, die eerste ding wat hulle doen is, hulle soen, omhels sy voete, hulle soen sy voete, en dit is 'n teken van liefde. Luister, wanneer een die Here aanneem, behoort daar nog altyd 'n liefde vir Jesus wees. Dalk weet jy baie min van hom, maar die bietjie wat jy weet dat hy jou sondes vergewe het, ontwikkel al klaar 'n liefde vir Jesus. Laat ek net klemtoon asseblief, al hierdie dinge wat ons kan sien, gebeur nie onmiddellik. Dit vat tyd dat hierdie dinge gebeur. Maar na 'n paar maande is ons lief vir hom, ons gaan 'n bietjie kyk na die skrifte, en ons gaan kyk na al hierdie dinge. En ons groei in die Here op baie manier. Maar hulle was geweldig lief vir hom. En dan het hulle hom aanbid, want het sê vir hom, hulle het hom daar waar hy was aanbid. Jy sien, daar was geen twyfel in daar dat hy God was. Hy kom daar voor hy opgestaan het. Sommige van hulle was die twee meisgangers, ons net van lees. Soos hulle op die pad loop, kom Jesus by hulle aansluit en sê, wat gebeur met julle voet soos 'n mister? Wel, want die een wat ons verwag het, wat vir ons gaan verlos, is weg, hulle het hom verhoor. Baie van hulle het nooit gedink hy gaan opstaan nie. Maar hier staan hy op en hulle aanbid hom, hy's nou God. En die gevolge van iemand wat die lewende Jesus ontmoet het, kan ek jou herinner, ons word gered deur om met ons mond die Here Jesus te bely, en met ons harte glo dat hy opgestaan het uit die doodheid. Ons het hom ontmoet op 'n ander manier wat dit betref. Wanneer ons dit gedoen het, vriende, dan wil ons hom aanbid. Ek was maar 'n paar dae, Nina was gered voor my 2 maande voor my. Sy het elke woensdag aand in die Bybel studie, elke Sondag in die kerk, ongeag wat gebeur. Hoe? Daar was 'n begeerte om God te aanbid. Sodra ek gered was ek saam met die eerste woensdag aand. En van daai dag af het ons ook weer weggedoen. So, daar was 'n geweldige, in lig van wat Jesus vir ons gedoen het. Hoe
hoe kan ons hom nie aanbid nie? Hoe kan ons hom nie aanbid? En dis presies wat gebeur het. En so die gevolge van een wat Jesus ontmoet het, is daar is 'n dank en 'n lof vir hom gedurende die dag. Weet jy, ek kan jou vertel, ek kon net opgestaan en seker 20 getuienisse gegee. Ek bid soos ek ry, bol doen, ek was daar hastig en ek hierdie kan ek Here gee vir my parkeerplek asseblief tog, net voor die mond. Ek ry in en reg met die van hom, wag die parkeerplek vir my. Iemand kan sê, ag, dis toevallig. Ek dit nie so. Dan moet God dit so alles nie gewerk. En ek kan hom loop so, ek loop dan ek by ek kyk net wat se by nie wat ek so besig om Here dan te sê. En so gaan ons aan. Ons loof, ons daagliks lees ons sy woord en ons is daagliks gebed. Ek hoop jy is daagliks. En ons kom hiernatoe, ons luister en ons tree op volgens wat ons hoor. Ek is hierdie jaar is ek 43 jaar gebed. Ja, en ek kan nie verstaan die verskonings wat ek hoor van mense dat hulle in die kerk is, dat hulle in die diens was. En ek is nie op social media nie, verstaan word, maar anders is. Dan is iemand in die kerk en sê, of sy siek is, nee, sy is gister in die party. Hoe weet jy dit? Maar social media post iets is alles klaar. Ek wil amper vir hulle sê, pas op wat julle op social media sit, want ons weet presies wat julle doen. Okay? Maar luister, jy wil nie Here dien nie, wat jy is moeg vir gisterandse daadsry, of wat ek doen. Daar is 'n fout. Want ongeag wat gebeur, weet jy, ons het wonderwerke in ons kerk, elke week is daar wonderwerke. Hulle is doodlik siek Sondagoggend, maar Maandagoggend is die taxi-werk. Ag, werk. Dis wonderwerke, hulle gebeur left, right en center. Is jou Here nie meer belangrik as jou werk nie? En so, die een van werk dit die Here, ons het mense dan. Ons het nou ook tannie daar soos sy 78 of 9 bestandig. Katrina, sy kan nie lees en skryf nie. Katrina is elke week in die kerk. Elke week, daar is nie tyd wat Katrina mis nie. Sy het iets geval. Iets het dit bedaag. So ons sien en leer hierso, dat wat gebeur, wanneer ons die Here Jesus ontmoet, behoort ons lewens en lewens van aanbidding te wees. Die tweede persoon wat genoem word, is Petrus. Nou interessant, dit vertel vir ons absoluut niks, dit vertel ons niks wat gebeur het, wat die ontmoeting betref. Al wat vir ons sê dat Paulus skryf dat hy Petrus gesê het, die Emmausgangers, toe hulle terugkom, en ek sal net nou 'n bietjie meer daarvan praat, toe hulle terugkom en die disippels sien, toe sê die disippels vir hulle, ons het gehoor dat die Here opgestaan het, en hy het aan Sefas, dis Petrus, verskyn. Soos die enigste twee plekke waar ons lees dat hy aan Petrus eers verskyn. Nou, verstaan mooi asseblief tog mense. Kyk na die genade van die Here. Wat het Petrus gedoen? En die Here verloor. Sê vir ons op een stadium, of een van die boeke vertel vir ons, dat soos hy die Here verloor het Jesus na hom gekyk. En hy het uitgegaan en geween. Ek is seker hy was op sy knieë en vergifnis gevra. Wat dink jy gebeur toe hy werklik vir Jesus aan? Kyk net na die Here se genade asseblief tog. Hy het Petrus gevind, omdat Petrus hom dringend nodig gehad het. Jy sien, al het Petrus die Here verloor, die Here het nooit vir Petrus vergeet. Hy het nooit vergeet van Petrus. Onthou dit asseblief tog. Die skrif lê nie alles uit, maar ek dink daar's 'n paar dingetjies wat ons hier uit kan kry. En vir ons gelowiges is hierdie dinge baie belangrik. Die eerste ding wat ons hier kan kry is dit is dat vergifnis net 'n gebed weg is. Ongeag wat jy gedoen het, as jy jou sondes bely, is die Here getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken as ek nou gaan bid en ek het nou 'n sondige ding gepleeg en ek gaan in my kamer, ek kan onthou toe in my werkplek was ek soms nog gejok, hierso verskonings gemaak en ek was al kort gered, dan gaan ek toilet toe. Maak die deur toe, ek sê toilet toe, sê Here vergewe.
gereeld. Weet jy wat? Het vertel vir my, vergewe my vir my sonde, en dan sê hy ook, vergewe vir my al die ander dinge wat ek nie bely nie. Want ek kan hulle nie allemaal onthou. Maar die skrif sê vir ons duidelik, as ons sondes bely, 1 Johannes 1:9, is hy regverdig om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid bely. Is dit nie pragtig nie? Die een wat die Here ontmoet het, werklik ontmoet het, verstaan dat sy sondes vergewe is. En hy loop nie meer rond met die swaar las van sy sonde nie. Okay. Ek weet nie van julle nie, my agtergrond het ek klomp stupid goed gedoen, foolish, ek was onnoosel, lelik, vieslik, maar die dag toe Jesus my vergewe het, was alles weggevee. Okay. Hier is die probleem. Baie mense loop rond, nog al die sondes. As ek maar net nie dit gedoen het, maar net nie dit gedoen het. Luister, en bely, is klaar, is verby. En leer nog 'n les asseblief tog. Want die Here vergewe, vergeet hy ook. Dis nie verniet, dat een van die profete vir ons sê, sover as die ooste is van die weste, is ons sondes van die Here. Hoe naby is die ooste van die weste? Hy kom nooit by mekaar uit nie, nee. Annie en Jesaja sê weer vir ons, hy het ons sondes in die diepte van die see gegooi. Soos my vriend Ruben my sê, sommige mense gaan daar uit met 'n verstok, hulle wil weer daai goed uittrek en uithaal. Jy sien wanneer die werklikheid is, loop nie meer rond die sondes van gister nie. En as jy hierdie naweek gesondig het, en jy het bely, loop jy nie meer rond met dit nie. Jy verstaan dat wanneer sondes vergewe is hulle vergeet. En let 'n derde ding op asseblief tog. Wanneer jy dit bely het, staan jy op en jy gaan aan. Jy stof jou af en jy gaan aan en jy dien die Here. Dis wat Petrus gedoen. Weet jy wat gaan gebeur? Nog daai selfde aand, so terloops hierdie paar dingetjies wat ons hier nou kyk. Die Emmaus, hierdie dames wat ons gesien het, Petrus, die Emmausgangers, die apostels, is almal in die dag. Die eerste dag wat Jesus opgestaan. Daai selfde aand is Petrus saam met die anders, wanneer Jesus opverskyn. Hy het opgestaan, hy gaan aan. En in 50 dae later sal hy opstaan en preek en 3000 mense gaan gered word. So as jy geval het, stof jy af, vra vergifnis en gaan aan. Ek kan nie vertel die mense wat ek ken wat 'n fout gemaak het, en dis nie die bedoeling. Pastore, wat ek kan dink aan een man wat pornografie was hy besig mee en besef het was verkeerd. En as gevolg is hy die bediening. Ja, as verkeerd. Kry help, stof jou af, gaan aan, doen die job wat die Here jou geroep het. Jy sien, en dis die les wat ons hier van dit is. Ons leer, sondes is vergewe. Gaan aan en aanbid jou Here soos jy behoort te doen. En ons wat die werklik die Here aangeneem, staan dit mooi, Jesus vergewe. Maar let op nog ietsie asseblief. Petrus het geleer van sy foute. Hier is die groot probleem met baie van ons. Ons sondig, ons bely dit, en dan sondig dit weer dieselfde dag, of oormôre, of volgende aand. Weet jy, Petrus het die Here verloor. Hy het ooit weer die Here verloor. Nooit. Hy het geleer van sy foute. Toe hulle hom sleep voor die Joodse raad, en die Joodse raad sê vir hom, wat jy mag nie preek in die woord nie, toe sê hy vir hulle, julle kan sê wat julle wil. Dit maak nie saak, maar let op asseblief tog. Ons kan nie bevat. Ons kan nie stom oor wat ons gesien het. Ons kan nie. Eindelijk. Prachtig. Hoe bring jou na my derde punt? Dis die tweede Emmausgangers. Ek dink ons ken die verhaal, dat jy net weer 'n bietjie herinner daaroor. Later daai dag, nadat hy met Petrus gepraat het, sê Paulus vir ons dat die twee Emmausgangers, en hulle was besig om te stap van Jerusalem, waar hulle was, die kruisiging seker beskou. Hulle is nou op pad die Emmaus toe, so 12 kilometer van Jerusalem af. En soos hulle loop, is hulle treurig, hulle is misselijk, hulle het geen hoop nie, en hier kom 'n man by hulle.
Sy vraag aan hulle is, hoekom lyk jy so sinooslik? Wat gaan dan? Kom draai saam met my Lukas toe asseblief. Lukas 24, dink ek is dit. Lees vers 13. En 2 van hulle was dieselfde dag op die pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dag daar gebeur het? En hy sê vir hulle, wat is dit? En hulle antwoord op die dinge aangaande Jesus die Nasaret, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe die owerpriesters en die owersters hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop, weet op, ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag van dit plaas het. Dis klaar, dis verby, alles mistig. Let op net die volgende paar woorde. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê, dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat gesê het, dat hulle nie met gaan moet. Ons gaan na Galilea, ek net 'n bietjie verder afbeweeg. En hy sê vir hulle in vers 25, onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes Christus nie aan hierdie dinge ly en in sy eerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete alles en vir hulle uitgelê en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Ok. Wel, hulle kom nou by die huis, en nooi vir Jesus in, koste kom ons neem saam met hulle, en het sê vir ons, toe hy die brood geneem het en hy gedank het, sê hy vir ons in vers 30, en toe hy aan tafel was met, neem hy die brood en dank en hy breek het en gee vir hulle, toe is hulle oë geopen, en hulle het hom erken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Okay? Luister wat sê hulle vir mekaar. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie aan die brand in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê nie. Wat leer hierdie Emmausgang is vir ons, die belangrikheid van die skrifte. Dis die belangrikheid van die skrifte, wat so belangrik is. En hierdie twee is verstom wat daar gebeur het. Hulle het Jesus gesien. Weet jy wat hulle gedoen het? Selfde hand, hulle het onmiddellik opgestaan en weer teruggeloop Jerusalem toe. Hulle is weer terug, daai kant. Luister, as jy 'n ware ontmoeting met Jesus Christus gehad, wil jy die skrifte lees. Jy wil weet wat daar aangaan. Jy wil die preke hoor sodat jy 'n bietjie meer kan leer. Jy luister daar, nie luister elke dag met 2 verskillende predikers, kort, podcast tipe goedjies, wat jou meegee. Bietjie dinge wys wat alles jy hoe lank geweet, leer jy hierdie ander dinge. Daar's 'n begeerte in jou hart om te wil weet wat gaan. Ek het vir my 2 nuwe Bybels gekoop, Engels en Afrikaans een. Ek merk my Bybel op en ek het 'n klein potloode wat ek verskillende versies ingee. Byvoorbeeld, ek gee 'n voorbeeld. As ek praat van die Heilige Gees, teken ek dit in rooi. So ek kan jou gou wys waar jy dit lees is in die Bybel. Waar gebid word, teken ek dit in rooi. En interessante versies, teken ek in pers. En Jesus se bestaan op aarde voor hy gebore was en mens geword, teken ek in groen op. So, ek gebruik nie daai Bybels tot ek dit klaar gedoen het. So, hulle net op die huis gesprikte nie. Ek is nou al so halfpad deur die Afrikaanse een en die Engelse een, die Nuwe Testament al klaar. Maar weet jy wat, ek lees hulle en as jy inkleed, moet jy regtig net iets doen met daar. Jy kan nie sommer net vlieg oor wat gaan.
Jy moet lees, elke vers lees. En ek sien nou nuwe dinge. Ek sien nou dinge wat ek 30 jaar nie gesien het. Ek sien nuwe dinge. Toe ek en Nina die eers gered was, het ons vrae gehad. Ons Nina het hulle neergeskryf in 'n boek. En ons pastoor het elke Dinsdag aand ons. Dan vra ons om vrae oor hierdie. So het ons geleer. Ons kon nie wag vir hom te kom om ons te leer. Jy sien, as jy die Here aangeneem het en hy werklik jou Here is, dan is jy die vir die skrifte. Dan brand jou hart vir die Bybel. Weet jy, sommige tye kan ek nie in die oggend my Bybel lees nie. Ek verkies om dit eers te doen. Ek het volgende 6 uur gelees. Nina staan elke oggend op, reguit Bybel. Ek is 'n ou man 76. Ek het vergeet waar ek die Bybel gesit het, so ek moet hom iets gaan soek. En dan soos ek hom soek, as ek 'n garage toe om ietsie anders te kry. En as ek dit gekry het, dan is dit 12 uur en ek nog my Bybel nie gekom. Maar weet jy wat doen ek dan? Dan gaan sit ek lees. Solank ek hom lees elke dag, dis nie belangrik nie. Nie wanneer ek hom lees. Dat ek hom lees. En moet hom nie lees net voor jy bed toe gaan. Want waar word jy gaan slaap. En moet hom nie lees 10 uur in die oggend nie as jy Bybel uitkom, dis nie want jy gaan slaap soos jy lees. Okay? Vir elke dag dan sê jy vir my, weet jy, is nou. Okay. Dis wat goed wat gebeur het met ou mense. Daar behoort 'n liefde vir die woord van God te wees. Een man in ons kerk en dan sy jare gelede, sy Bybel bestaan in die Bybel. Ek sê vir Piet, jou Bybel. Hy sê nee, pastoor, doen maar nie, ek het nie nodig tot volgende Sondag nie. Is iets verkeerd daar. As jy jou Bybel wegsit, en jy gaan hom nie weer gebruik, tot volgende Sondag nie weer. Dan weet jy uitvind, waar jy staan. Kom nou saam met my na Johannes toe, ons gaan na die 4de enetjie kyk, Johannes 20. Hierdie keer kom Jesus lees van kyk na vers 19. En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, en Jesus gekom, en in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê, wys hy hulle sy hande en sy voete, en sy sy. Die disippels was bly toe die Here sien. Toe sê Jesus weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Weet jy wat leer Johannes vir ons hier? Johannes leer vir ons duidelik hier, dat as jy Jesus ontmoet het, is vrees nie meer dan in jou lewe. Wanneer jy werklik Jesus aangeneem het, verstaan jy, hy is in beheer van die toekoms, nie jy nie. Hy is in beheer van alles wat aangaan rondom ons, wat dit ook al is. As ons môre in 'n oorlog is dit sy besluit. En hy weet presies wat dit is. My oud pastoor het altyd gesê, the safest place to be is in God's will. If you're in the middle of a war, if you're in God's will, it's the safest place to be. Right? Dis die veiligste plek in God se wil. Ons vind hierdie mans is weggesluit agter geslote deure. Hierdie mans is bang om hulle gesigte in die vensters te wys. Hulle is bang vir die Jode, want hulle Here het hulle gekruisig, hulle gaan hulle ook kruisig. Hulle weet nie wat om te doen nie, en daar vreesagtig so te bloot vir dit doen. Lukas vertel vir ons die of een van die kan meer wat dit is nie. Een van die boeke vertel vir ons die Emmausgangers was daar saam. So dit was die 10 apostels. Okay? Hierdie eerste keer as Paulus nie daar. Maar die Emmausgangers is ook daar. Okay? En hulle sluit hulle weg, en nou kom Jesus, met jou ook die eerste woorde wat hy sê, vrede vir julle. Toe hy dit sê, is vrees weg. Jy sien? Let op asseblief tog. Die teken van een wat die Here werklik volg en bid, Here lief is en hom dien. Vertrou God met die toekoms.
Jy is nie bekommerd oor wat gaan môre gebeur en oormôre en hierdie rampe wat gebeur. Op die huidige oomblik het ons die oorloë in Rusland, die oorloë in die Midde-Ooste. Nou is dit Pakistan en Indië wat rond met mekaar. Ek wag net vir Zimbabwe om ons aan te val. Het julle nou net gesien, ons het nie vliegtuie wat vlieg nie, ons het nie weermag. Niks meer oor nie. Swaziland het gekyk en gespaar, hulle nog aan met ons stap hier sy op daai kant aanval in Zimbabwe van daai kant. Al gebeur het. Is ek veilig. My Here se Here alles. As hulle my moet opsluit want ek sê keuse is verkeerd. Dit's fyn. My Here is in beheer. Ek sê julle lieflik 'n storie vertel van mans en die perd altyd baans vir jou vertel. Maar een man daar wat onlangs die Here aangeneem het. Het nie 'n ID-boekie gehad nie. En hy vertel van hierdie storie. Ja, die boekie het gebrand in 'n vuur. Ek bly met sy girlfriend. Toe vra maar hoe kom jy die weer reggemaak? Hy sê nee, ek se vlugteling. Ek loop oor en ek nooit weer tennis al 5 jaar het ek rondhardloop. En nadat hy die Here aangeneem het, gaan hy polisiestasie toe en hy gee homself op. Hy gaan daar in 'n hele dag gesit het. Toe sê hy, maar toe hy daar was, hy weet nie hoeveel mense kyk na die Here. Hierdie eenvoudige man wat nou net die Here aangeneem het anders na die Here. Hy gaan nou na al die sogtopwyse toe en hy praat met al die mense wat daar is te getuig van hom. Jy sien, en hy's excited met wat gebeur. Wat het die verskil gemaak? Die vrees is weg. Hy vertrou op die Here. Ek gaan my oorgee aan die polisie en ons kyk wat gebeur. Ons gaan nie die regte ding doen. Toe hy daar opdag by die polisiestasie, baie ons kon nie geglo wat hierdie man doen. Hulle val hom en sê, "Paroons was niks snel, wat het gaan?" Ek sê nee, ek hoor. So terloop sy hierdie boeke gekry. Sy ID's nou gekry. Ek dink hulle trou hulle volgende naweek. Ek is nie seker nie, hulle trou hulle volgende naweek. Hier is wat ons lees van hierdie mans wat daar opgesluit is. Wanneer Jesus in jou lewe is daar nie net nie dood vir wat vrees vir wat nie omgaan, maar jy het geen vrees vir die dood. Wat kan jy nou vertel? Wanneer jy geen vrees vir die dood het, dan kan jy werklik lewe. Dan lewe jy werklik. Daar's baie mense wat my sê, ek gee hom my dood gaan nie, maar daar binne is nie. Ek was as 'n jong seun was ek vreeslik bang vir die dood. Ek was bang voor ek gered is, bang vir die dood. Maar het Jesus by die dood. En so ons loop nie rond met vrees. Oor die belasting gaan hier met 5% op. Wat Here weet daarvan. En hy gaan nie werk. Wat ons laaste weekie. Ek is te lank so vroeg besig jammer. Die laaste een. Het julle opgelet wat Paulus gesê het in 15? Hy sê in die laaste een wat hy verskyn het, was hy Paulus self. Dis 2-3 jaar later. Ons weet nie hoeveel anders hy gebly. Luister, hy was 40 dae was hy op die aarde. Hy het nie net hierdie paar mense gesien nie, 500 mense op 'n stad gegraf. Het hy nie meer met hulle ons weet dat hulle toe hulle vis besig was om vis te vang, was Jesus op die strand. Gooi hulle nette in, vang hulle groot visse, bring hulle in. Hy het van hulle kole daar gehad en hy kos hulle gehad en alles. Ons weet dit het gebeur. Talle ander dinge het gebeur. Maar hier sit nou 2-3 jaar later. En hier is hierdie man Saulus. Hy's 'n Fariseer, hy haat die Christen. Hy was verantwoordelik vir Paulus Stefanus se dood. Ek glo hy is die man wat gestry het met Stefanus oor die geloof en toegelaat het dat hulle hom uitsteek, hom stenig by die dood. Maar die Bybel sê vir ons, en die wat hom aangekla het en uitgesteek het, sy klere het gelê in die voete van Paulus. Wat sou is. Hierdie man is op pad Damaskus. En hierdie man, soos hy ry, hy gaan om mense te vervolg wat die Here dien in Damaskus. En raai wat gebeur. Soos hy op pad is, kom 'n helder lig, meer helder as die son. En hy val van sy perd af. En hy sê, wie is dit? Die Here sê, dis Jesus. Dis hard om te skop teen die prikkels.
Die eerste woorde wat ek dan uitdruk is, wat wil jy hê ek doen? Ek glo dit is wat ek sê verkeerd plaas. Maar as ons weer vir hom lees ons van Ananias, wat reguit straat toe sal gaan, om in die kamer sal kom, sy hande op hom lê en sê, Paulus sien weer, goed het afgeval van sy boel af, hy is vervul met die Heilige Gees, en hy is gedoop. Maar dis op die pad van Damaskus, het ook verkeerd gedoen. Let op asseblief tog, as jy werklik die Here aangeneem, is daar werklike begeerte vir diens. Jy wil ietsie doen vir die Here. Interessant, hoe Pieter loop rond met Bybeltjies in sy sak. Okay? Ek loop rond met partytjies in my sak. En daai groot sak wat ek het, is die rede waarom ek ronddra, as hy so partytjies. En ek gee hulle die onderduid. Dis my vorm van diens. Preek is my vorm van diens. Elkeen van ons behoort op een of ander manier 'n begeerte te hê vir diens. Ek het ons op kasse verkeerd, ons moet eens ook keer vertel nou die dag, dat ons was uit 'n paar, ek was seker in 'n paar weke gedoen, ek weet nie, die kerk, die klein kerkie waar Dina in was, het kon nie 15 mense gewees het, toe hulle besluit het hulle die Kersete hê. En ons het 'n mooi groot huis gehad, en ons gesê, ons kan so by ons huis. Maar ons het gevoel, ons wil iets doen. En dis die winste wat ons kon doen. En toe ons die ete het ons vir 'n groot prediker, die naam van Randy Pike, hy het vir ons kom preek. En mense, ek het gebid soos ek dit nie kan vertel nie, want hy het voor my drankkas gaan staan. En ek het nog al die drank in die drankkas gehad. En ek bid dat die Here nie doen hoe daai diere moet word nie, as hy lief tog. Hoe moet ek so gevoel? Maar ek geweet is verkeerd. Niemand het vir my gestel is verkeerd. Nie een persoon, ek is 'n paar mense gekry. Maar ek het geweet is verkeerd. Maar die punt wat ek wil maak is, ons was gewillig om ons ene te gemaak. Ons was gewillig om dinge te doen as diens, as dit so is. Toe ons die kerk gebou het, ek het hier in bome geplant. Ons het die pale, ons was nou ons by die kerk. Dit is nou 40 jaar gelede, 43 jaar gelede, wat ons nie ons die gebou opgesit seker 40 jaar. 40 jaar gelede het ons daai pale, die splitpoles het ons opgesit. As hy is nog daar, is nog netjies, is nog mooi. Toe kan loop te sê, maar ek het nie dit gewerk. Ons het hierdie goed gedoen, ons was betrokke. Ons het nie net ingekom en gesit, en soos ons sien, dikwels sien, ons kerk, kom hulle tot 2 minute of 3 minute later, dan sit jy agter, en jy kan nie wag om die eind te kom nie. Ons dien voeltrouw en ons die man, wat elke sondag bring hy koesisters vir ons, vir julle kerk, en hy bring een thuisgebakte brood vir elke gesin. Elke week. Dis sy mens. As nie 'n week wat verbring. Ek en Nina het ons lekker aan hy vastgebakte, thuisgemaak. Okay? Ek wil nie nou. Vir die mense sit eers en wag vir die koesisters. Dan kan jy wag om die dienst te doen. Dan moet jy 'n vraag teken wees. Iets is nie reg. Iets is nie reg. So die teken vir 'n ware gebede persoon. Nommer 1. Jy bid een, jy ken die Here as God. Jou lewe wentel rondom aanbidding, danksegging, eer bring. Nommer 2. Jy loop nie rond met skuldgevoelens. Jy verstaan dat jy 'n sondaar is. Jy is nie perfek. We are not sinless. We just sin less. Good. Maar ons bely dit en ons gaan aan en raai ons valstap, ons stof ons af. En ons doen dit. Ons het 'n brandende hart vir die skrif. Ons wil die woord hoor. Ons wil dit lees. Ons wil dit inneem. Ons wil dit so bid wees. Soos die Hebreërsgangers was. En soos Paulus behoort ons 'n begeerte te hê vir diens. Diens sonder vrees. Sonder vrees. Dat jy kan vir jou dokter sê, dokter,
Lekker. Ek net 'n mens met. Jy pas my liggaam. Ek is bekommerd vir jou siel. Kan ek jou dit gee? Well, my doctor right now, he said, no, he said, no, thank you, but I worship God on the mountains. I go into the mountains. I said, well, you better leave it. Because one day when you die, the mountains are going to make you nothing. See if you've got Jesus Christ or not. I said, no. So, ons doen diens sonder vrees. Tweede ding is wat ek weer wil afsluit. Rondom ons is daar baie mense wat niks met Jesus te doen wil hê. Daar is baie mense vandag. Baie. Hulle het ook gedink, die soldate wat hom opgepas het, daai graf opgepas het, hulle het soos dooies neergeval. Okay? Want hulle gesien, die graf gaan oop, en hy is nie daar binne nie. En hulle hardloop na die hoofpriester toe van vertel hom is. Hy doen nooit. Was hy nie skielig nie? Kon hulle nie vra, wat gebeur nie? Het hulle nie een van die apostels gevra, of iemand gevra, wat gebeur het hierdie man verbuiten? Wat het gaan doen? Nie een het hom gesê. Wat van die hoofpriesters en al die anders? Toe die man sit kom sê, toe sê hy, wow, sê dat hulle die liggaam gesteel het. Nou weet ek wat gebeur. Want weet jy wat, hulle het meer geloof gehad as die apostels. Hulle het, die apostels het nie geweet, nie verstaan dat Jesus moet opstaan. Toe Jesus begrawe was, toe gaan hulle na Pilatus toe sê, geef ons 'n wag, want die man het gesê, dat 3 dae later opstaan. Hulle het meer geloof gehad. Maar toch wil hulle dit verstaan. Dis tragies as dit nie. Dit is 'n boodskap vandag. Ek hoop dit help jou. Ek hoop jy kan hier dien met jou volle hart. Dankie Vader, ons het goeie diens gehad, goeie tyd gehad. Ons het weer na die skrifte gekyk. Help ons om net hierdie eenvoudige dinge te onthou in ons daaglikse lewe en om anders te help met die waarhede van Jesus opstaan. En dan saam met ons afsluit.